Hallo en welkom. Ek vertrou dat ons tyd saam vandag vir jou sal goed wees. Soos ons met ontvanklike harte na die skrif draai om dit te hoor waartoe die Here ons nooi. Lees saam met my ons skrifgedeelte vir hierdie week. Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Ek wonder wat in jou gebeur as jy hierdie woorde hoor. Nou, een moontlike reaksie is dat ons dit hoor en met koppe wat knik instem. Ons sê, ja natuurlik, dis reg. Maar dan as ons eerlik is, ons leef dit nie altyd nie. En dalk is daar 'n paar redes hoekom dit die geval is. Eerstens, maak ons soms ons geloof net geestelik en persoonlik. En ons verskraal die lewe saam met die Here tot by my gebed, my Bybel lees, my besluite en optrede wat net my lewe raak. Alles wat buite die kring van spiritualiteit lê, lyk asof dit nie deel is van my geloof nie. Of dalk tweedens, kan ons maklik dink dat om geregtigheid na te streef, dis iets vir die toekoms. Ons sê vir onsself, eendag in die hemel, of wanneer Jesus terugkom, dan sal alles reggemaak word en reg wees. En ons vergeet dat dit nie net 'n eendag 'n uitnodiging aan my is nie. Dit is nou, sy koninkryk is hier. Of derdens, kyk ons na die gebrokenheid van ons wêreld en samelewing en ons dink, my klein dade gaan nie 'n verskil maak nie. Armoede en ongelykheid, korrupsie, geweld, dit voel net te groot. En so voel ons verlam. En dit is goed om eerlik te wees met onsself en met die Here, oor waar die gaping lê tussen die woorde hoor en dit te doen. Nou as volgelinge van Jesus, kan ons na hom kyk, om te sien hoe dit lyk as iemand Micha se woorde ernstig opneem. Jy onthou byvoorbeeld, Jesus stap die tempel binne, hy sien hoe mense uitgebuit word, en hy kan dit nie verdra nie. Hy gooi die tafels om, en hy sê, my huis sal 'n huis van gebed wees, in Matteus 21:13, want Jesus doen iets, en dit was nie 'n geïsoleerde geval nie. Deur sy woorde en dade, het Jesus kom wys hoe die koninkryk van God lyk. Die koninkryk wat Paulus in Romeine 14 vers 17 beskryf as 'n koninkryk van geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Ons sien dit dan ook hoe Jesus Fariseërs aanspreek oor die swaar laste wat hulle ander laat dra. Ons sien dit hoe hy met mense wat uitgeskuif is, soos die melaatses, met waardigheid hanteer, hy hulle genees. Ons sien dit in sy ontmoeting met Saggeus. Jesus sien hom, hy gaan na sy huis toe, en hy eet saam met hom daar, en die effek is dat Saggeus restituisie doen, regstel wat hy gebreek het. Jesus se lewe wys, geregtigheid is nie net 'n teorie nie, dis konkreet, dis sigbaar, en is prakties. Nou in ons wêreld is ongeregtigheid oral sigbaar. Armoede bly groei, kinders gaan slaap honger. Daar's geweld teen vroue en kinders, en dis deel van ons daaglikse nuus. En korrupsie steel hoop, geld wat gemeenskappe kon opgebou het. En mense op strate of immigrante in ons buurtes word dikwels net verbygestap, asof hulle onsigbaar is. En dan het ons 'n keuse. Ons kan wegkyk en sê, dis te groot, ek kan niks doen nie. Of ons kan ons geloof beperk tot, ek en God, ek is geestelik reg, ek gaan hemel toe. Of ons kan die roepstem hoor, doen reg. Nou wat keer ons? As ons eerlik is, huiwer ons om reg te doen. Want dit ontwrig ons gemak. Dit kan ons vriende kos, ons kan mense kwaad maak. Of selfs, soms weet ons net nie waar om te begin, of hoe om dit te doen nie. Maar is juis hier, waar ons moet onthou. Micha se woorde is nie 'n las nie. Dis 'n uitnodiging. Om reg te doen, is nie net 'n morele plig nie, dis die plek waar ons God se hart ontdek. Wanneer jy reg doen, wanneer jy iemand beskerm of help, wanneer jy daai klein daad van geregtigheid laat geskied, ervaar jy iets van God se koninkryk wat nou al begin het. Jy kry 'n voorsmaakie van die wêreld wat aan die kom is. En so hoef ons nie die perfekte antwoorde te hê of reuse projekte te begin om reg te doen nie. God vra dat ons net ons klein deel sal doen. Wanneer ek reg doen in my huwelik, by die werk, in my woonbuurt, dan word my geloof konkreet. En dit vra nie dat ek alles op my eie doen nie. Dit vra
dat ek sal oop wees vir die Heilige Gees om my te lei. Wie roep U my om vandag te sien? Waar is 'n klein daad van reg wat ek kan laat gebeur? Ek dink aan die onderwyseres, wat in 'n informele skool haar werk doen. Sy wat haar lewe lank klas gegee het in 'n gebou waar die dak lek, waar die boeke skaars is. En sy het nie die mag gehad om die stelsel te verander nie, maar sy het elke dag reg gedoen vir die kinders in haar klas. Sy het hulle met respek behandel, hulle hoop gegee, hulle laat glo dat hulle lewe tel. En vir die wêreld lyk dit klein, maar vir daai kinders was dit alles. En dit is wat dit beteken om reg te doen. Dit is nie altyd groot en dramaties nie, dit is soms eenvoudig, maar dra die geur van God se koninkryk. En ek wil jou nooi om vandag met die Here te vra, om jou te lei om ja te sê vir sy uitnodiging. Begin by die mense in jou wêreld. As jy iemand het wat vir jou werk, wees regverdig in hoe jy hulle behandel en betaal. En as jy 'n kollega of 'n kind sien wat onreg ervaar, wees 'n stem vir hulle. En soos wat jy deur die lewe beweeg, loop stadig genoeg om mense in die oë te kyk en met respek te behandel. En mag jy dan ervaar hoe die Here jou lei om reg te doen. Kom ons bid saam. Here, U ken elkeen van ons ten diepste. U weet wat dit soms moeilik vir ons maak om reg te doen. En Here, so bely ons, dat ons dikwels ons geloof verskraal tot net dit wat geestelik is, of net dit wat persoonlik is, of vir eendag. Maar Here, gee ons die moed om Jesus te volg, om U koninkryk sigbaar te maak deur hoe ons leef. Here, laat U koninkryk in en deur ons lewens kom. Amen.